Baie welkom by hierdie uitsending van die NG Kerk Oudtshoornwes. Ek nooi julle om saam te dink oor disippelskap. Verlede week het ons gepraat oor die gemeenskap van die gelowiges en hoe ons medegelowiges dit beteken die kerk nodig het as ons verstaan dat Jesus ons geroep het vir 'n groter projek as net 'n private projek van my eie geloof. So deel is van die kerk se roeping en werk, dan het ons mekaar nodig. Aan die einde van Matteus gee Jesus sy laaste opdrag, vir ons baie bekend: gaan na al die nasies toe, maak die mense my disippels. Dan praat hy oor doop en leer hulle alles en so, maar die kern van die opdrag is: maak mense my disippels. Nou, as ons as Jesus se disippels wil lewe, moet ons kyk hoe hy opgetree en ons moet sy voorbeeld volg. En daar's baie 1-tot-1 vertellings van Jesus wat met spesifieke mense of spesifieke persone kontak gehad het. En wat interessant is dit lyk op die eerste oog of sy optrede teenoor verskillende mense verskillend is. Noem gou 'n paar voorbeelde. In Johannes kry ons die pragtige verhaal van Jesus met die Samaritaanse vrou, daar by die put. En ons sien hoe hy met groot geduld en vriendelikheid en mooiheid en sagtheid met haar werk. En op 'n ander plek die vrou wat hulle voor hom gebring het in die tempel, oorspelige vrou, hoe hy ook met genade en 'n sagtheid met haar werk. En die kindertjies wat die ouers na hom toe wil bring, wat hy sê, maar laat die kinders na my toe kom, en hy seën hulle. Saggeus, wat in die boom klim, die mense mor oor hierdie Saggeus, maar Jesus gaan na sy huis toe. Daar's 'n sagtheid en genade en 'n mooi manier van werk wat ons daar by Jesus sien as 'n voorbeeld. En daar's daar ander goed, dieselfde kindertjies wat na hom toe wil kom, die disippels bedoel goed en keer hulle weg en sê, Jesus is baie moeg, moenie nou na hom toe gaan nie. En dan sê Jesus vir hulle, moenie die kinders keer nie, moenie hulle verhinder nie, laat hulle na my toe kom. Maar dit is nog altyd vriendelik, maar is 'n bietjie meer direk wat hy nou met hulle praat. En dan Jakobus en Johannes kom vra vir Jesus, ons wil u guns vra, ons wil een aan die linkerkant en een aan die regterkant sit, as hy in die koninkryk is. Jesus praat nog meer direk met hulle en sê, julle weet nie wat julle vra nie. En op die ou einde gee hy nie aan hulle versoek toe nie, maar daar's so 'n bietjie van 'n strenger reaksie as hy met die fariseërs praat. Matteus 23 is daar so 'n gedeelte wat hy vir hulle sê, wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. En hierdie refrein kom 6-7 keer in daai gedeelte voor. So dis baie direk, baie streng afwysend. En Petrus, as Petrus by Jesus kom of vir Jesus sê, nadat Jesus aangekondig het dat hy gaan sterf, en die Petrus vat hom eenkant en sê, dit gaan nie gebeur nie, moenie so praat nie, dan sê Jesus die bekende woorde, gaan weg agter my Satan, want jy dink nie wat God dink nie, maar jy dink wat mense dink. Wat is die verskil in al hierdie goed? Ek lees vir ons 'n klein stukkie uit Lukas 12 uit. Hier's 'n pragtige gelykenis van die waaksame slaaf. En in kort kom dit ooreen met die 10 meisies met die lampe wat vol olie moet wees van die 5 en die ander wat nie genoeg olie gehad het nie. En wat Jesus sê, sorg dat julle waaksaam is, want die wederkoms kan enige tyd wees. Die seun van die mens kan enige tyd kom. En my wederkoms as ek sterf, kan ook mos nou enige tyd kom. Maar dan sê Jesus die volgende, ek lees vir ons, vers 47. Die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê, maar wat nie gereed gemaak of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal 'n swaar straf kry. Maar hy wat nie geweet het nie en dinge gedoen het wat straf verdien, sal 'n ligte straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word, en van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word.
Ons kyk na Jesus se optrede en probeer by hom leer hoe om met mense te werk, maar daarin is vir ons ook 'n waarskuwing, né? Hoe Jesus met ons werk en sal werk. Hy werk met verlore mense wat min van hom weet op 'n baie sagte manier en trek hulle na hom toe. En ons sien al hierdie mense het na hom toe gekom. Maar Petrus en Jakobus en Johannes en die skrifgeleerdes en die fariseërs werk hy strenger mee. Hoekom? Want hy verwag van hulle meer. Ons wat die Here Jesus se disippels is, ons moet weet dat die Here van ons meer verwag. Ons weet dan iets van hom. Ons weet wat hy wil. Luister na hierdie vers. Die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê, maar wat nie gereed gemaak of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal 'n swaar straf kry. Die laaste stukkie, van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word. Dit moet ons laat dink, ons wat 'n lang pad met die Here loop, ons wat sy wil ken, ons wat hom ken. Hy verwag van ons meer. Hy verwag van ons verantwoordbaarheid. Kom ons lewe daarvolgens. Kom ons bid. Here, dankie vir die voorreg om U lankal te ken. Dankie vir die voorreg om baie jare of baie geslagte deel van U kerk te kan wees. Ons wil nou graag bid vir onsself, Here, vir almal wat al 'n lang pad saam met U kom, dat ons nie op ons gemak sal wees op so 'n manier, dat ons nie meer aandag gee aan dit wat U wil is nie. Help ons, Here, om ook in ons disippelskap meer te gee, omdat ons weet U verwag van ons meer. Amen. Ontvang die seën van ons Here, gaan in sy vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen van ons wees en bly. Amen.